Daar sê, goeiemiddag. Kom ons gesels gou oor Israel. Wie is Israel? Waar kom die naam Israel vandaan? Sodat ons nie nou 'n sekere ding hier begin misverstaan nie. Ek sê sommer dadelik, daar's nie 'n geestelike Israel nie. Israel is 'n fisiese volk. En Israel het fisiese mense. Daar's 'n geestelike konsep daaraan verbonde. So kom ons kyk daarna. Waar kom Israel vandaan? Die naam Israel is aan Jakob gegee. Jakob het na jare lank wat hy in ballingskap gewoon het, teruggekeer na sy tuiste. En op pad soontoe, daar by die Jabok rivier, het Jakob nou met 'n manspersoon gestoei, wat nou later sou bekend staan as 'n manifestasie van God, of 'n manifestasie van die engel van God, waarin hy so 'n worstelstryd het met hierdie engel, of hierdie man, en dat hierdie man uiteindelik Jakob se heupbeen uit pootjie uitslaan, maar Jakob wil hom nie los nie, en eventually wil Jakob nou nie los nie, en hy sê, voor jy gaan, moet jy my eers seën. So, die engel seën vir Jakob, en daar gaan hy, maar hy sê vir hom net voor hy gaan, hy sê vir hom, van nou af sal jou naam nie meer Jakob wees nie, maar Israel, want jy het met God geworstel. So, hierdie volk Israel, wat dan nou dus uit Jakob uitkom, en nou Jakob nou die 12 seuns gehad, waarvan Josef na Egipte toe gegaan het, en Josef se stamnaam het 2 name gekry, Ephraim en Manasse. Gevolglik het hierdie naam Israel saam met die Hebreërs beweeg. Nou hulle was Hebreërs gewees, want toe Abraham oor die rivier, Efraat rivier geroep is, waar hy in Babylon in afgodediens gewoon het, saam met sy pa, wat die afgode bouer was vir Nimrod. En is Abraham daar uitgeroep, en hy word toe nou 'n Hebreër genoem, want die Hebreëse woord beteken hy is oor kan die rivier, of vanaf oor kan die rivier, of vanaf oorkant. Nou, daardie selfde belofte of verbond wat aan Abraham gemaak is. Abraham, in jou saad sal baie nasies wees. En daai is vir Israel aan Isak, en toe aan Jakob is al ook vir hom gesê, en in jou saad sal al die nasies wat Abraham se saad gevorm het oor die wêreld, so, en dan in Jakob, die 12 stamme daar, in jou saad sal al die nasies geseën wees. So hierdie worsteling wat Jakob nou met hierdie engel gehad het, was nie 'n worsteling met God nie, maar Israel, kom ons sê gou, waar kom Israel vandaan? So die naam Israel, ons spreek dit eintlik verkeerd uit, is eintlik Yasharal. En die grondwoorde daarvan is Sarah en El. Sarah, wat beteken worstel, en El is die woord vir God. So is worstel God, of Gods worsteling. Dis nie 'n worsteling om God te oorwin nie. Dit was Jakob se worsteling met God, om God te kan verstaan, en om hom te submit, om hom ondergeskik aan God, en God se instruksies te stel. Dis waarom hy vir die engel gesê het, ek gaan jou nie los voor jy my nie seën nie. Nou hierdie Israel, wat nou deur hierdie 12 volke gevorm is, het natuurlik nou ups en downs gehad. Hulle het die Torah ontvang, die instruksies van God. Torah staan vir instruksies, waardeur hulle moes leef. En as hulle hierdie instruksies volg, as jy Deuteronomium 28 lees, dan sê jy sien, het hulle 28, 23, dis ek nie seker nie, sou hulle dan in voorspoed kan lewe en goeie lewe hê, maar as hulle die instruksies nie nakom nie, dan sou hulle teenspoed en so meer onbeleef. Nou ja, dit het baie gebeur. Israel het heelwat kere daarvan af weggedwaal, en hulle is in ballingskap weggeneem, of hulle is deur ander nasies oorval en pak slaag gegee. Maar God het altyd Israel gevorm vir 'n spesifieke doel. En Israel dus beteken 'n worsteling met God, alhoewel hulle Hebreërs is, hulle Hebreërs genoem is, het hierdie Hebreëse nasie, Hebreër nasie, die naam Israel gekry, of Yasharel, omdat hulle met God worstel, 'n worsteling met God. Nou kom ons na die nuwe verbond toe,
waar Paulus dan met ons praat en hy sê, nie almal wat van Israel is Israel nie. Daar is nie 'n Griek of Jood of slaaf of vry of so aan, of Jood of heiden of daai tipe van ding nie. Almal is een in die Messias, want die Messias se bloed wat die nuwe verbond gesluit het. Die nuwe verbond waarvan ek nou reeds gepraat het in 'n vorige video. Hierdie verbond het al hierdie nasies nou ingesluit wat uit Abraham kom. Abraham se nageslag sal baie nasies wees soos die sand van die see. Maar, en hierdie gaan ons in die volgende video bepaal of bespreek, Israel was spesiaal geroep om 'n blessing te wees, om 'n seëning te wees vir al hierdie nasies dan nou wat uit Abraham sou kom. En ook sekerlik vir ander nasies ook, maar ja, daar spesifiek gesê dat Jakob of Israel sal 'n seëning wees vir al die ander nasies. So Israel het 'n geestelike konnotasie. Dis 'n worsteling met God, om met God te verstaan en om jouself ondergeskik te stel aan sy reël. Israel is dus nie net eenvoudig 'n sekere bloedlyn nie. As jy gaan kyk na Israel, sal jy sien dat Israel selfs met ander nasies se mense getrou het, en dat selfs in die bloedlyn van ons meester, selfs in Yeshua se bloedlyn, is daar buite Israel se mense. Ons kan daarna kyk in 'n volgende video. Lekker dag vir jou.